Goed, vir my die mooiste naam van getuienis is die Engelse ding. My story for his glory. Dit is vir my so goeie beskrywing van wat mens probeer vertel en wat mens moet sê. So, ek het groot geword in 'n tradisionele kerk. My pa was dopper, soos 'n streng dopper van Burgersdorp af gekom. Hy wou dopperpredikant word. En ek het die kerkgeskiedenis baie goed geken wat hy vir my geleer het van kleins af. Maar in die proses het hy my ook geleer van wêreldse geldmag. En dit is baie interessant want dit het uiteindelik tot my bekering gelei. Die kennis daarvan, want hy het vir my boeke gegee wat ek dink die ander mense al ooit gelees het nie, wat ouens geskryf het daaroor in die 1910, hoe hulle dit gesien en ervaar het. So dit was my groot word. Toe en 1990 het die vriend Ben van my, het klop vakansie gewees en hy het 'n video gekry van Barry Smith. Ek weet nie of iemand hom ooit gehoor het nie, is 'n Nieu-Seelandse evangelis gewees. En sy doel was hy het gepreek oor eindtye en dan in die einde het hy evangelie gebring. Hy het gesê, hy het gesien die meeste mans kom luister vir hom daaroor. Want dit is interessant en wat gaan aan in die wêreld. En as gevolg van my kenne, en ek het die video, ons het gekyk en toe het ek eendag stil alleen by die huis gesit en 'n video kyk, Susan het gaan slaap. Toe luister ek hierna en toe besef ek, dit wat my pa my geleer het en dit wat hy sê in die Bybel voorkom is waar. So dan moet hierdie laaste gedeelte oor wedergeboorte ook waar wees. En toe ek daar in my stilte vir die Here gesê, vat my op hierdie pad, asseblief. En ons het toe op 'n pad begin wandel. Susan het 'n rukkie voor dit by die Here uitgekom, ek dink sy sal later kry om 'n storie te vertel. Sy het toe vir my gebid. So dit was deels van die ketting wat my by die Here uitgebring het. Maar nou is ons nog steeds in die Dopperkerk en ons begin allerhande goed doen en luister en so aan. En toe begin 1991 begin ek dink oor die doop. En ek het nou al alles mooi opgeswat en ek het besef ek moet my laat doop. En toe het ons nagmaal in die Gereformeerde Kerk, dan kom die ouderling en die diaken kom doen huisbesoek. Die tema waaroor hulle met ons daai een gepraat het was die doop. En ek verwar toe hierdie ouderling heeltemal, want ek het nou die Bybel van voor tot agter 'n paar keer weer gewerk om te weet. Toe sê hy vir my nee. Hy sê kry die dominee met my kom praat want hy kan nie. En toe is ons die volgende week is ons gedoop. Weer spesiaal, hierdie vriend Ben vir my bel ons en hy sê hy het 'n sending vriend van hy doen sendingwerk in Guyana, daar in Wenda. En hy het voel hier's mense wat gedoop word. Vriend Ben moet maar ons bel wat hy ken. Hy bel en ons sê nee, ons weet ons het nou nog net uitgewerk waar nie, hierdie klink soos 'n ideale geleentheid, en ons is toe gedoop, ek en Susan, en die sendlinge die ou Frans, bestaan ons die Heilige Gees, die sê, okay, kom volgende week, toe het hy die hele Saterdag vir ons geteach daaroor, van voor tot agter alles deur, en toe vir ons gebid, Heilige Gees ontvang, en in tale gespreek. So, dit is waar ons begin het, dit is 'n vinnig, en toe begin nou die pad met die Here stap. En baie goed deurgemaak. Ons het toe begin rondkyk in verskillende kerke, want daar's baie. In die begin het ons na Moreletta Park toe gegaan. En ons het iemand daar ontmoet wat al die selgroepe gelei het, en hy het sy eie selgroep gehad. Toe ons in sy selgroep opdag, kom ons agter almal in hierdie selgroep het die bekeringsdoop gehad. En hy hou hulle bietjie een kant weg van die ander, laat dit nie
konflik in die kerk veroorsaak, né? En dit was baie interessant, dit was baie lekker en ek het baie by Ourian geleer. Hy was op radiokansel daai tyd en ek saam met hom gegaan partykeer as mense inbel. Hulle het so inbelding gehad wat jy kon vra vir gebed en alles. En as hy hoor, daar's 'n probleem, dit gaan nie oor die telefoon uitgesorteer word nie. En dan het hy my partykeer saamgevat en daar het ek geleer van bevryding, prakties daarin en om Pretoria. So en, ek het gou Jan storie klaarmaak en toe hy af Biga toe, dit sit daar iewers tussen Oos-London en PE, in die skei, en hy het gevoel, hy moet daar gaan werk en sendingwerk doen, en ons was daar rondom 1 of 2 keer oor Paasnaweek en so aan, en daar het ek ander geleer ook van die geeswêreld en so aan in die Afrika wêreld, want daar's het ek geleer van sangomas en vir mense gebid wat doofstom is, wat onmiddellik daarna kon hoor en praat weer. So dit was regtig 'n vinnige geesopdraande pad wat ons geleer het daar. En ek probeer nou my trek hou, waar was ons? Ek het nou Rian gespring bietjie en terug. En toe Rian nou weg is, toe begin ons nou plek soek, waar pas ons in? Ons is lewende woord toe. En ekskuus, net 'n interessante een, oor hierdie selgroep in Morletta Park. Dirkie van der Spy, ek een keer daar by ons kom sit en gesels, en hy weet wat almal is gedoop in hierdie selgroep. En hy sê toe, dis die enigste selgroep wat hy nooit hoef inset te gee nie. Daar's iets anders. Dit was baie interessant geweest, dat hy het geweet hoekom. Dis ons lewende woord toe, deel van die mannekampe gewees en daar klomp geleer en baie van die basiese struktuur oor hoekom glo jy, want dit is toe nou nog 'n entjie in die pad af. En goed, net 'n interessante ding, ek hier net nadat ek en Susan gedoop is, het ek begin lees oor bevryding. Ek het spring 'n bietjie rond, ekskuus. En ek sit in die sitkamer en vra vir die Here vergifnis vir wat ek besef het ek moes gedoen het nie, om my vry te maak, skoon te maak. En ek het toe die vorige dag gelees oor karate. Ek was op 'n stadium besig om te oefen vir swart belt. Toe stop die Here my, want dit is toe net nadat ek tot bekering kom. En toe lees ek, jy kry nie 'n swart belt as jy nie voor 'n demoon gebuig het nie. En dit is iewers in die ding. Want kyk, die stelsel werk so, ekskuus, ek praat nou al daaraan goed. Van wit belt en jy eindig by swart belt, dan word jy so al die donkerder. En dit is hoe jy dieper en dieper in die goed ingaan. En toe ek vir die Here vra vergifnis, hy my skoonmaak af, want toe slaan hierdie ou my in die wind. Voluit. Maar ek's vry. Maar hy het vir my goed totiens gesê. So het die gees wat nie daarvan gehou het dat ek hom groet nie. Toe het ons daar begin huisgroepies hou en ons het al hoe meer en meer geleer. En in die proses het ek nuwe werk gekry in die Kaap. En ons sit ons huis in die mark en hy verkoop binne 2 paar weke toe sy verkoop. Toe bied my maatskappy, Speskom vir wie ek gewerk het, my fenomenaal baie aan. Toe stop ons dit. Toe stop ek die Kaap toe gaan, al sê, dankie maar. En ons huur nou 'n huis. Ons was seker 6 weke in die huurhuis. Toe bel 'n prokureur my, hy wil my graag kom sien. En hy vra vir my oor krake wat in die huis was. Hy sê, dis niks teen my nie, hy het die huis gekoop by die huis by wie ek gekoop het. Toe in daai tyd het die Here gesorg dat ons die huis verkoop. Toe was daar 'n aardskok. Dat die huis van die garage voor reg deur die huis gekraak het, dat daar, dis soos jy die wering vir die krake nodig, sokke goed, waar jy kan deur uitsien.
So die Here het ons daar uitgevat, betyds, want op daai stadium het ek nog nie goed genoeg in die gees gehoor, toe die Here vir ons 'n manier gebruik om ons uit te kry, en toe kom sy net vir my, toe gaan kyk ek, hy het vir my gaan wys, hy sê, want die ou het als met polyfiller toe geverf, en toe nou 2 maande later, toe val het uit, toe wil hy nou seker maak, of het ek is wat het so verkoop het, of daai ou is, en toe besef ons, het was daai aardskok, want ek en Susan het die aardskok, ons het daar naby gebly, duidelik gevoel. So daar het ons begin leer, partykeer gebruik die Here die omgewing om jou te laat ander goed doen, ander keer sê hy vir jou, so jy moet maar nou luister en hoor, en hy sê vir jou partykeer lank voor die tyd, jy het al amper vergeet. So ons skuif toe na hierdie huis toe, en toe skuif ons na huis in Linwood toe, en die Here se planne was baie spesifiek, dat ons hier nog steeds die huis, ek vra vir die Here moet ek bou, dan gee hy my skrifte, net interessantheid oor hoe die Here op daai toe met my gepraat het, hy het vir my skrif gegee, ek het nie die Bybel gelees of iets nie, hy sê vir my Romeine 3 vers 18, dis wat my kop kom, skryf ek hom neer, dan sê ek vir die Here 2 of meer, dan gee hy vir my nog 3-4 versies, dan as ek hulle gaan lees, dan is dit 'n duidelike antwoord. Dis verbasend, ek nog bitter min gehoor van mense wat, so, maar dit was duidelik, elke keer, ek het nie gewonder daaroor nie, en oor goed wat ek gewonder het oor in die kerke, oor teologie en goeders vir hom gevra, en dan gee hy vir my 10-15 skrifte partykeer, en gaan lees ek, en sê ek, okay, nou verstaan ek dit. So, net skrifverwysings. Die Here gee net skrifverwysings. Hy het vir my net gesê, Romeine, dit vers, dan skryf ek hulle neer, dan gaan lees ek hulle na die tyd in die Bybel, ek het nie idee wat daar in die Bybel staan nie. Hy gee vir my die teks, en dan moet ek in Google die verwysings. Ja, dit is baie aandag as jy so, want dan weet ek, my kop is nie betrokke nie. Dit is wat want ek het vir Here gesê, my kop raak heeltemal, hy raas baie. Ek dink heeltyd redeneer, heeltyd werk seker, en toe die Here dit so begin doen, en dit is baie gerusstellend om so te lees en te weet, het ek 'n versies gekry, kom ons kyk dit. Selfs in 'n selgroep, ons het 'n selgroep gehad, wat ons Sondag by mekaar kom. Elke oggend met stilte tyd het die Here vir my so verse gegee. Ek het hom nie eers gaan opsoek nie, ek het hulle net neergeskryf, dis vir Sondag. En dan, ons het Sondagmiddag laat by mekaar gekom, ons het my Sondagmiddag, voor ek my slaapie gaan vat, lees ek hulle, soos hulle staan, en dan gaan slaap ek, as ek opstaan, het ek 'n woord gehad. Dit was amazing tyd, wat in ons lewe, dit is nie heeltemal meer so nie, dis hartseer, ek verlang partykeer daarna, maar ons het toe in die huis gebly, wat ons daar gehuur het in Linwood, en die Here het dit spesifiek vir ons bepaal om daar te wees, want skyns oor in die straat het Susan 'n vriendin gekry, wat intens in die Here is, so, sy het baie, hulle het goed vriendinne geword, en baie by haar geleer, en in die pad wat ons met hulle gestap het, haar man het ek seker van toe af, amper 25 jaar later, daarna het ek haar man gedoop. So na die hele tyd wat die vrou toe eers het, oom Daan besluit, hy was toe al 81, so hy besluit het, hy wil nou hierdie pad stap. Maar ek verstaan sy agtergrond, maar dit is die paai wat die Here, toe ons nou daar bly, nou vra ek heeltyd vir die Here, ons wil nou graag 'n huis hê, ons wil ons eie huis hê, dan gee die Here vir my 'n skrif, ek sê nou kan sê waar staan dit nie, maar die woorde sê, dis nie nou die tyd om 'n huis te bou nie, het die Here vir in die Ou Testament vir iemand gesê. Dis duidelik, jy wonder nie oor die beeldspraak of iets nie, jy verstaan dit net so. So dit is, daar so die pad daar, maar ek werk vir maatskappy, en my ander droom was, om my eie besigheid te hê. In watter vorm ook al, ek het nie geweet hoe, en wat, en waar nie, die Here het net vir my elke keer gesê, nie nou nie, partykeer gedroom daaroor, partykeer skrif gekry, maar ek het geweet, ek moet aangaan, ons bly in 'n huis, en ek vra vir die Here in die nou tyd om te bou nie. En toe een oggend, toe sê hy vir my, en hulle het die huis gaan bou, iewers in die Ou Testament,
Hulle praat daar van die tempel, maar ek het gehoor die Here praat van ons huis. Later die dag bel Susan se pa ons. Hy wil sy erf onderverdeel in Linwood. Dis baie naby die laerskool waar die kinders is. Stel ons belang. Ek sê ja, definitief. Ek het vanoggend gehoor ek moet bou. En toe is die bouproses in die gang gesit. En dit is hierso 1996, begin 96. Maar ook begin 96 lees ek dat daar 'n sterreteken bokant Jerusalem sal wees. Dit is Openbaring 12. Daar het 'n vrou in die hemel verskyn met 'n son en die maan in haar voete en die draak het gestaan om haar kind te eet. Ek lees dit en die ou sê dit gaan op die eerste van die 7de wees wat nou verlede week was in parallelterme met fees van trompette. Op daai dag sal dit sigbaar wees vir Israel. En ek lees dit en ek sien dit, ek dink dis interessant en ek sê terloops, Here, ek sal dit graag wil sien. Maar in my hart weet ek, daar's nie 'n groot kans nie. Ons beplan nou om 'n huis te bou. Daar's geen fondse wat ons nou ooit in Jerusalem sal kom nie. En so loop 'n jaar aan. 'n Week voor dit gebeur. Dit is met fees van trompette en dit is Shabbat, Vrydag aand wat dit sou wees. En 'n week voor dit kom my baas, Speskom, Tony Farah by my. Hy's 'n Libanees. 'n Rooms-Katolieke Libanees, en dit agtergrondske. Hy het dalk net 'n bietjie gesê, hy het baie in sy lewe, ek het bekend gestaan as die apostel in Speskom. As hy 'n probleem gehad het, dat hy by my kom sit en vra, wat sê die Bybel hieroor? Dis nou in besigheid doen. Gaan ons hierdie ou verneek of kan ons hierdie ou omkoop? Daai styl. Ja, hy het altyd gespot, hy's 'n briljante besigheidsman, want hy's 'n Libanees. Libanees is 'n kruising tussen 'n Jood en 'n Arabier. Hy sê, wat 'n beter besigheidsman kan jy kry? Ja, maar was ek 'n week voor die tyd, dag by my op. Hy sê, is ek bereid om saam met hom Syrië toe te gaan? Ek sê ja, wat moet ons doen? Hy sê nee, ons elektrisiteit, kyk, dis nou na 94, ons kan nou beweeg, en hy het kontakte daar. Ons moet hulle gaan praat, hy is die hoof, ek's hoofingenieur, so ek moet gaan praat oor die tegniese goed, en sê goed. Ek sê, ek gee nie om, ek het geen redes om nie te gaan nie. En toe 3 dae voor ons vlieg, toe klik ek. Dis daai die eerste van die 7de is nou Vrydag aand, ons land donderdag daar. En Tony vlieg eerste klas, so ek's eerste klas, soontoe van Kaïro in die dag omgevlieg, ons het die nag daar geland, 12 uur, ons moes tot die oggend wag, want hulle wil nie hulle vliegtuie te naby aan Israel in die nag oor Syrië toe laat vlieg nie. Dit kan afgeskiet word, so hulle wag tot dit daglig is, duidelikens. Dus ons daarom, land in Damascus, en toe sit nou die Vrydag is die Moslem vakansiedag, so Vrydag gebeur daar niks nie, ons het daar aangekom, maar ons gasheer sê vir ons, wat ons sien nou goed, en, toe ons in die vliegtuig is, toe eers vertel ek vir Tony, hierdie ding, hy sit so rukkie en dink, hy sê vir my, gaan ons terugkom, want hy klik, dis Openbaring en alles, ek sê nee, ek is seker ons gaan terugkom, en, ons sê vir hierdie ou, en ons gasheer daar was prof van Universiteit van Damascus in Germaanse tale. So hy wil hoor hoe praat ons Afrikaans en so aan, want hy het dit nog nooit gehoor nie. So dit is baie interessante man gewees. Hy het ons oral rondgevat in Damascus, soos die Reguitstraat waar Paulus was. Daar's 'n klein kerkie, moet so teen die muur is Paulus se hele storie in die muurtjie gegraveer. Ek weet nie of dit nou nog daar is nie. Dit was in 1996 nog daar.
So dit was baie interessant en wat ek beleef het in daai stad is, Vrydag is die moslimmark, die gedeelte van die mark toe, Saterdag is die Joodse gedeelte van die mark toe en Sondag is die Christen gedeelte van die mark. So dit was so daar gewees, daar was al drie, want ek sê vir jou, is die Jode, hy sê ja, hy is so 12 sinagoges in Damaskus, in 96, daar is nie meer nie, maar toe was daar nog, want dit was die vorige leier, want almal het toe gepraat van, as hierdie oom nou sy seun laat inkom, is die moeilikheid, want die seun wat gegroom was daarvoor is, seker 2 maande voor ons aangekom het, dood in 'n motorongeluk, en toe sit nou die swartskap van die familie wat die leier gaan word. So dit was interessant, maar goed, nou toe die aand is ons op in die berg bo op Damaskus laat die middag, wat die moslim sê vir ons, hy verstaan sterre, mense kyk na sterre tekens, so hy sal ons opvat, ons 'n mooi uitsig het, wat ons kan kyk, en ek het dit probeer afneem, maar daai tyd se kameras met sonsondergang sukkel so 'n bietjie om sterre te vang, maar ek het voor die tyd 'n sterrekaart, jy kan sien, 1 of 2 van Virgo gekry, en dan het die son net gesak in die maan, is hy streep die maan met die eerste van die eerste. So ons het geweet daar, en hy het gesê, ek moet nie soontoe afneem, die president bly daar, hy sal ons toesluit as ons sy huis afneem. So, en ek het afgeneem, ek het teruggekom daai aand, en ek vir die Here gevra nou, wat beteken dit? Wat is dit? Toe sê hy vir my, ek moet Jeremia 17 oor Damaskus verklaar. Dit praat oor sy verwoesting. Toe lees ek dit, ek staan op in my hotel, ek kan die hele Damaskus sien, lees dit vir Damaskus, en ek gaan slaap, en ek sê die vir Here, is dit al. Die volgende oggend, toe sê hy vir my in my stilte tyd, die Jode gaan nou begin inkom, sy kinders. Dis die begin van die Jode se inkom, om Messias te aanvaar. En weer as een getuie, ek sit die TV aan, toe sal 'n program oor Jews for Jesus. Toe weet ek goed, ek het reg gehoor daar, en die Jews, maar toe was hulle nie baie gewees nie. Ek gaan nou net 'n bietjie spring, ek het jare later met 'n Messiaanse Jood gepraat, hy het in 1967 in die oorlog, het Jesus aan hom verskyn, in Swede, en sy broer was in New York, en aan sy broer verskyn, en gesê, ek's Messias, gaan terug Israel toe, en verkondig my. En toe ek het hierdie storie vir hom vertel, toe sit hy, ja, dit maak baie sin. Hy sê, want toe hy daar aangekom het, het hy al die Messiaanse Jode in Israel geken. En nou toe ons dit is seker so 2018, toe sê hy vir my, en daar was 'n geweldige toename, hy sê hy weet nie meer van al die Messiaanse Joodse kerke in Israel nie, want hy sê meeste is ondergronds, hulle is nie sigbaar nie. So dit is baie interessant, van daai iets wat ek gesien het, wat die Here vir my sê, ek weet nog nie hoekom nie, ek kon sien wat in Damaskus gebeur het nou die afgelope jaar, maar dit is partykeer wonder jy, hoekom doen jy hierdie goed, hoe kom jy in? En ons verstaan nie die Here in ons pad nie, dit is al gebeur baie goed. En teruggekom, en dis in 97, die Here het vir my 'n jaar voor die tyd gegee, en waar staan dit, ek kan nooit onthou nie, in die Ou Testament, waar die Here vir Jode gesê het, op die 24ste van die 9de maand, sal julle in die tempel intrek. Dis die Esdra, Nehemia, daar iewers. En toe die Here dit vir my gesê, toe sê ek, my skoonpa wat die bou hanteer, hy was afgetree, toe sê ek vir ons, gaan dan intrek. Sê nee, dit gaan maande voor die tyd wees. Ons het op daai dag ingetrek, wat die Here vir my in 'n skrif gegee het, op die 24ste van die 9de September. So dit was goed, toe het ons nou in daai huis gebly, ons het die huis mooi opgedra in die Here, en as 'n huis van die Here, en ons het baie groepe mense in goeders daardeur gehad. Toe word dit nou, ek word onrustig by Speskom, die groot oorlog in die land is verby, na 94, so ek het nie meer so baie werk nie,
en Speskom koop AMS, ek skuif oor AMS toe. AMS het vliegtuigelektronika gedoen, wat nie heeltemal op aan my lysie sit van pret nie. En, maar hulle het die kontrak gekry om vir al die nuwe Suid-Afrikaanse vliegtuie wat ons van oral af gekoop het, crash recorders in te sit. So ek het bietjie geleer van crash recorders, black boxes, soos jy op die TV hoor. So ons het van hulle gemaak. En en ek het nog bietjie werk gedoen in die krygsindustrie van Nascam en Somchem en so aan. Toe een oggend, so maart maand in 2000, sit ek in die stilte tyd en die Here sê vir my, ek kan maar nou bedank. Ek sê, goed Here, wat gaan ek doen? Die Here sê niks nie. Ek kom by die werk, ou van Nascam bel my. Hy sê, hy het vir my 'n voorstel. Ek het nog nooit met hom gepraat nie, hulle ken my net uit al die goed wat ek al gedoen het. Hy het vir my 'n voorstel, hy het 'n projek hierso, maar ek sal moet bedank by AMS as ek hierdie projek moet doen, want dit is glad nie in hulle lyn nie, dis meer in wat ek van weet en gedoen het. Sê ek, goed, dis interessant, die Here het vanoggend gesê ek moet bedank, so dit match op. En ek het toe bedank, ek 1 April op my eie, en ek het toe vir Nascam, hulle het op daai stadium opleiding gedoen vir oorseese lande in plofstof gebruik en so aan. Toe het hulle 'n reuse kontrak met Dubai, met die Arabier, met hulle weermag, maar spesifiek vir bomopruiming. En toe moes ek vir hierdie ouens 'n 10 weke kursus aanbied in bomopruiming. In die gedeelte van elektronika, hoe werk jy goed? Want die average bom opruimer weet nie van elektronika af nie. So hulle was, daai ouens was 3 jaar, hulle het op wiskunde gedoen en wetenskap gedoen by Potchefstroom Universiteit. En toe het ek daai kursus aangebied. Was baie interessant, want as jy 10 weke 8 ure 'n dag klas gee vir 'n groep ouens, praat jy nie net daaroor nie. So dit was net 40 moslems voor my en ek. So ons het baie argumente, so 'n subtiele argumente gehad oor wat's waar, die Koran of dit. En ons het baie keer openlik gepraat en ek het naderhand geleer as ek vir hulle sê, Moses het gesê, luister hulle het nie 'n probleem om dit te aanvaar as jy vir hulle sê Moses sê, en as jy vir hulle sê Isa het gesê, dis hulle naam vir Jesus. So ons het baie daarom gepraat en toe het ons naderhand besluit, goed, ons verskil, ons gaan nie ooreenkom nie, hulle kan nie daar in die klas opstaan en aanneem vir Jesus aan en dit van konflik by die huis veroorsaak. Maar ek het baie geleer van hulle dan. Toe ek net daarmee klaar is, toe het een van die Nascam ouens gesê, daar's ouens in die Duitse weermag. So, ek vertel hierdie goed net om vir julle te wys hoe die Here my besigheid gebou het. Ek het nog nooit in my lewe gaan werk soek nie. Ek het dit altyd na my toe gekom. Hy sê vir my, die Duitse weermag soek bomopruiming toerusting. Met ander woorde, nagemaakte pypbomme, als. Toe quoteer ek hulle en hulle aanvaar my quote en die Nascam ou, ons vlieg, hy vat my Kanada toe, daar's 'n maatskappy wat dit maak en ek maak soek vir Nascam werk en ek gaan kyk hoe maak hulle dit en wat hulle doen en so aan en kry hulle brosjure, kom terug en begin vir die Duitse weermag goed maak, maar ek het als gemaak. Net om julle idee te gee, ek net dit werk uit op 'n wonderwerk aan die einde. Pypbomme, net soos jy terrorisme gaan maak. Die pyp en als, in die plek van die plofstof, klei. Om die polisiehond of die plofstofhond te trein, klein stukkie papier wat aan opgeloste plofstof gedruk is en goed, so die bom ruik na plofstof. Die enigste, dis klei en dan die detonator het 'n LED ingehaat. As jy 'n fout gemaak het, is die LED aan, dan weet jy, okay, ek moet weer oefen. Dit is die veilige manier van dit leer. Daar was 'n half ton sulke toerusting.
daar was 3 kopieë van die Lockerbie bom. Kan julle die Lockerbie onthou wat die Libanese die vliegtuig opgeblaas het? Hulle het nog sulke bomme gekry op ander vliegtuie, want hulle het toe gaan deursoek. Ek het foto's van die ding gehad, ek het 3 van hulle nagemaak. Hulle het lugdrukmeters en allerhande goed gebruik as die vliegtuig op en af gaan. Goed. Maar ek het nou al hierdie goed, nou moet ek in Duitsland toe stuur. Vanaf my huis. Want ek het nie 'n fabriek gehad nie, van die huis af gewerk. Die gooi net vir die ouens wat polisie sensitief is. Ek het 'n kruisstuigvervaardiging lisensie vir my huis gekry by Krugkorp. En ek het met die polisie bomsquad saamgewerk, sodat niemand my toesluit nie. En toe het nou klaar is, nou moet ek dit verskeep. Nou hoe verskeep jy so iets? Die Here sê vir my, pak dit in bokse en stuur dit. Die faktuur sê opleidingstoerusting, wat waar is? Ek gaan sê vir die polisie bomsquad ou, ek gaan dit doen. Hy sê, dis interessant. Kom ons kyk wat gebeur. Ek kan nie meer onthou hoeveel bokse dit was nie. Dit was 35, sulke groot kartonbokse, vol sulke goed. Die vragouens kom laai dit op, en 'n week later, bel die Duitsers my, baie dankie, hulle het dit ontvang. Niemand op daai hele roete tot by die Duitse bomskool het dit agtergekom nie. Dit is asof dit verander het in iets anders. En dis net die Here wat dit toegelaat het, want dis deur soveel ekstrale. En niemand het gesien wat dit is nie. So, dit is 'n interessante goeters daai. Goed, toe, na dit, was daar 'n simposium oor landmyne in die VSA. En ek en 'n Naskem ouer het gaan bywoon, want Suid-Afrika het 'n moratorium op landmyne geteken, en hulle wil nou sien, nou wat gaan die res van die wêreld nou doen? By hierdie simposium is ons 2 Suid-Afrikaners, 2 Swede en net Amerikaners. Die res, daar was nie ouens van die res van die wêreld nie. Hulle was kwaad. Ek vir die Amerikaners gesê hulle weier om dit te teken. En China en Rusland, al die groot lande het net gesê ons teken dit nie. Suid-Afrika het dit geteken, Swede het dit geteken, klomp ander lande, ons gaan nou nie meer landmyne gebruik nie, want dit maak mense dood. Toe ontmoet, dis die enigste ander ouens daar, en ons kuier, die Amerikaners wou nie met ons praat nie, hulle is bang ons uit geskiedenis leen idees. So, ek ontmoet hierdie Swede daar, die 2 Swede, en ons sit en gesels, en ek sê, ek het 'n idee. Hulle luister vir my idee, en toe een stap op die ander, 3 jaar later te kry ek 'n bestelling by hulle. Maar die voorwaarde vir die bestelling is ek moet 'n verteenwoordiger in Europa hê, want ek kan nie instandhouding doen van Suid-Afrika, veral nie as ek 'n eenman besigheid is nie. So ek het 'n ou in Oostenryk gekry om dit vir my saam te stel. Maar hulle het gesê, hulle stel voor ek gebruik hierdie ou, hulle werk met hom, dis goed. Nou toe ontmoet ek onder andere. Ek het militêre goed my hele lewe gemaak. So ek het meestal goed gemaak wat ontplof. So dis eers later jare wat ek die goed gemaak het wat hulle veilig maak. Dis 'n moeilike vraag daai, ek het baie vir die Here daaroor gevra. 'n paar pastore gaan praat en hulle het gesê, hulle het my daardeur verduidelik en sê, dis okay, dis my lewe, dis my werk, ek bereik mense wat ander ouens nie sou bereik nie, en ek het in hierdie proses baie ouens bereik. Ek vlieg Oostenryk toe, want ek moet nou saam met hierdie ou gaan werk, met Dr. Swara, en hy laai my weer lughawe op, nou ry ons na Reisenburg toe, dus die dorpie waar sy besigheid was, is so 40 kilo's buite Wene. Nou vertel ek hom van Suid-Afrika en goeters. Ja, ek het hom toe nog glad nie geken nie, maar ek kom agter. Dis 10 minute, toe is daar iets in die gees. Hy sê vir my, ek moet net onthou. Hy sê, ek is 'n ateïs, sê hy vir my. Moenie met godsdienst by my kom nie. Hy sê vir my reguit dit. So dis iets in hom wat
iets in my gesien het. Toe sê hy, uit die bloutheid, sê dit vir my, dit is interessant. Nou vertel ek om Suid-Afrika, hy sê ek, nee, moet nie worry nie. Hy was net bang, toe ek afklim, dat ek donker is. want hy sê vir my net so, because I hate blacks. Net so. Nou ry aan, ons ry deur een dorpie op na sy dorpie, daar ry ons verby 'n Joodse winkeltjie, Mendelssohn and Son. Hy sê vir my, I forgot to tell you, I hate them more. Ja, dit is swarrig geweest, saam wie die Here vir my die bloutheid gekies het om saam mee te werk. En ons het lekker saam gewerk, ons het mekaar geskree, sonder om issues te hê, en dit het goed gegaan. Eintlik baie goed, dit is 'n amazing oomie geweest. Nou toe, in die proses van die goed vervaardig, begin ons, en die ou wat die radio's vir my moes ontwerp het, want ek dink julle het al gehoor, ek weet nie almal nie, die goed moes op -40 werk, want die Swede hou van -40. En die stoortoestande moes -55 wees, want dit kan buite staan of waar ook al. Ek weet nie waar word dit -55 nie, maar dit moes daar kan oorleef. En die ou wat die spesialiste om radio's in ons land is, sê nee, hy sal dit ontwerp. En toe op 'n stadium sê vir my, nee, hy kry nie hierdie ding reg nie. Van al die beperking wat daar is, die kragverbruik en goed. Nou, dis nou nie tegnies vele tegniese speech hier nie. En toe sê ek nou vir die Here, en nou, want hy onttrek toe. Toe besef ek, okay, nou moet ek van begin af die radio wat in die eenheid moet kom, ontwerp. Ek sê vir die Here, waar kry ek nou? Ek sê die Here vir my, nee, jy gaan dit ontwerp. Ek het, die laaste keer wat ek met radio's gewerk het, was my finale jaar skripsie. So dit is lank terug toe. Maar die Here gee vir my 1 of 2 ou's net om vir my inset te gee, en ek kry die ding ontwerp. Maar toe is ons laat. Die Swede het genade op my, want hulle kan sien, die hele ding werk. Hy werk in alle toestande wat hy moet doen, hoe hy moet werk. Maar ons sukkel hier van -30 of sukkel ons, en toe kry ek dit naderhand, laat hy werk op -40. Maar in die proses het ons geld opgeraak. En soos in heeltemal. Want soos die ou wat die meganiese goed vir my gedoen het, het ek om moes betaal, het ek om 1,5 miljoen geskuld. Maar tot op daai stadium het hy nog nooit vir my rekening gegee nie. En ek vra hom, hoekom het jy nog nie vir my, dis nou na 4 jaar se werk, hoekom het jy nog nie vir my rekening gegee nie? Hy het nog nooit van die Here gepraat nie. Hy kyk my net so, hy sê, die Here het nog nie vir my gesê, ek kan vir jou rekening gee nie. Mens kry nie sulke baie besige ouens in die wêreld nie, maar daar is. Ander ouens het my gesoe. En dan, maar, waar trek ons nou? In die bietjie geld, eendag, daar het baie op ons erf aangetrek. En ek is allergies vir bysteek. Maar daar was baie. Ons het so in die hoek van die erf so 3 by 3 meter houtdek gehad, en hulle het vol onder hom gemaak. Ons het nie geld om 'n byvanger te kom kry nie. En toe eendag het ons so 'n bietjie geld te sê, ek hou stilte tyd en die Here het vir my gesê, hy gee vir my 2 versies uit die Bybel uit. Een oor jou geld, jou tiendes, en die ander een oor dat die heuning vir jou gesondheid bring. Dit is interessant. Susan het gehoor van 'n swart man wat baie kom uithaal vir R300, so dis lekker goedkoop. Die ander ouens vir 'n paar R1000, hè. Hy daag op met sy bakkie. Ek bly binne in die huis als toe. En hy gaan haal al die bye uit en die heuning en goed. En hy gooi dit in sulke swart sakke op sy bakkie. En Susan vra, wat gaan jy mee doen? Ja, hy gooi dit weg. Daar waar hy bly vir die mense nie meer hy heuning eet nie. So ons sê daar, so ek weet nie hoeveel bakke vol heuning nie. Maar wat interessant is daarvan, dit was die begin van die draai, die versie saam dit, die heuning bring genesing. Die Here gesê, en die geld met tiendes, ons het nie geld gehad om kos te koop of niks nie, daar was geen tiendes nie. Ek ry, toe die ou klaar is, ek het nie kontant nie, ek ry na ATM toe,
en ek trek R500. En ek ry terug en toe ek kom begin betaal, ek tel die eerste R100 vir hom, die tweede een sien ek iets opgeskryf. Ek dink nie ek waarom, ek moet nog lees en ek betaal hom. Toe is hierdie versies op daai R100 noot geskryf. Toe weet ek, goed, ons is besig om geleidelik reg te kom en die Here het sy prentjie daar vir my duidelik gegee. En ons gaan nog aan. Ek vlieg op en af Swede toe, om daar te gaan toets, en vir ons te wys, is dit reg, werk dit reg. En toe het ek nou rond nie meer geld om vliegtuigkaartjies te betaal, en om daar te bly nie, want dit is 'n besonderse dierland. En ek kan nie meer nie, maar ek moet, anders gaan die projek staan. Iemand koop vir my 'n vliegtuigkaartjie, maar ek het niks geld op my kredietkaart nie, soos niks nie. As ek by enige plek in bounce, ek kan nie geld kontant kry om te gaan nie, ek vlieg net met my vliegtuig. Ek het gelukkig visums wat ek voor dit uitgeneem het, die Schengen visums wat ek gekry het, was 4 na 5 jaar visums, omdat ek het weermagbrief vir die Sweedse ambassade gegee, dan het hulle vir my maklik gegee. En ek klim daar af op 'n klein lughawetjie in Swede, en die 8:00 in die aand, dis al donker, stap uit, die militêre dorpie Ekio dit kos so R1600 met die taxi soontoe. Klim in die taxi en ry. Nou sit ek die Here vra, nou, hoe gaan ek hierdie ou betaal? Ry ons, hy stop in die dorpie voor die hotel, sê, hier is my kaart, in geloof. Hy swipe hom, hy sê, nee, sy masjien werk nie, maar hy het dit geregistreer, dis oukei. Hy sal die geld eendag kry. Sy masjien wou nie toe gekommunikeer het nie, so ek in die hotel in, hulle hotelle is op 'n klein dorpie, is redelik, hulle vertrou mense, so hulle het vir my 'n pin gegee om die voordeur oop te maak, en binne in die voorportaal lê my sleutels, en daar's niemand nie, so ek hoef vir niemand my kaart te wys, laat hulle kan kyk nie. So ek bly toe 'n week in 'n hotel, ek eet net ontbyt, want dit is ingesluit, en ek eet ontbyt weer, want ek weet, dis eers die môreoggend. Maar die Swede het lekker ryk ontbyte, dit is vir die koue. Want die Swede vra jou, as jy koud kry as jy buite is hulle vraag is net, jy genoeg klere nie, hulle vraag is, wanneer laas het jy geëet? Want jy verbrand heeltyd hitte. Van die hele dag deur by ontbyt. Ek gaan die hele dag en die aand, die volgende, dis eers weer breakfast. En toe die donderdag, nou ek moet die Vrydag uitboek in die hotel uit, nou begin ek te wonder, geld nie. Iemand bel vir Susan en sê, hy voel, het ons geld nodig. Susan wou my, ek sê, ja, betaal dit in daai kaarte, nie die ander kaarte nie, in daai een, want die ander kaarte as daar ingaan, gaan dit net verdwyn. Hulle is almal verby hulle overdraft limiet. Dit gaan net verdwyn. In daai kaarte. Betaal daarin, ek kry die volgende dag uitgeboek en ek kom Vrydag veilig in Suid-Afrika aan. 2 maand later vlieg ek Oostenryk toe. Ek in Swara, want ons is besig om die goed te bou, dit lyk nou lekker daar. Maar ek het nie geld om al die goed klaar te maak nie. En ek sê vir hom, ek weet nie of ek kan klaar maak nie, ek het nie meer geld nie. Hy sê, oom, hy verstaan, want ons gaan daarom nou al lank aan toe, karring ons nou seker amper 4 jaar op hierdie projek, sonder dat iemand my betaal. Ek sê, ek het geld nodig, hy sê vir my, hoeveel? Nou, ek het in my kop die randwaarde, ek sê, dis so €43,000. Hy kyk my so, hy sê, oké, kom. Klim met sy kar, ry uit sy persoonlike bankrekening trek uit vir my. Nou, gelukkig kom euros en 500 note. So dis net so pokkie. Geef my, sê dit. Ek sê, nou dis hierdie oom wat ateïs is wat ons haat. Ek sê vir hom kontrak. Hy sê, wil ek 'n kontrak hê? Ek sê, ja, weet jy nie een hê nie. Hy sê, okay, hy inskryf, hy vat sy pad, hy skeer hom so op, hy sê, Pierre van Wyk, ou's
Rudolf Schwarra, 43,000 euros. Ek sê, is vir jou kontrak. Ek sê, terugbetaal, when you can. Ek sê, rentekoers, 0. We get nothing here in euro, in Austria. Gee hy dit vir my. Nou, jippie, ek het die geld. Ek het nie 'n tas of iets sit nie, so ek het 2 sakke staan so, en my 2 broeksakke staan so. En ek vlieg van Oostenryk, Munich toe, en op Munich lughawe, wat sit op Munich? Ja. Vind ek uit, hulle het polisiehonde wat geld soek. Ek het nie geweet mens kry sekonde nie, tot daar. Ek nou klaar uitgeboek, want ek kan nie onthou hoe het ek gevlieg nie. Ek dink van daar af Switserland toe en toe Suid-Afrika toe. Nou sit ons op hierdie lughawe, en ek is klaar in die, as jy jou paspoort en goed deurgestap het na die, voor jy op die vliegtuig klim, daai veiligheidsarea. Nou sien ek hierdie hond, daar aan die kant in die vertrek, op en af stap, en dan stamp hy sy neus so teen die man se beursies, en die vrou se handsakke, hy stap so tussen deur. Maar die Here het my aandag getrek op hom, nou sit ek en kyk vir die hond, ek wonder ek nou, wat maak hy? En toe stap hy om, en toe kom hy in die ry agter my op. En hy stop by die vrou net hier agter my. Nou kan ek sien. En hy raak opgewonde oor die tannie se handsak. En nou sit ek en luister. Gelukkig sê tannie Engels, want as hulle Duits gepraat het vinnig, sou ek nie ons verstaan het nie. Toe vra die vrou nou, wat sê? Toe vra die ou vir haar, het jy baie cash by jou? Toe sê sy, ja, sy 3,000 pond. Ek sit met 43,000 euros. Sy sê, kan hy dit sien? Sy maak oop, hy sê, is redelik nuus. Vra die vrou nou, hoekom doen julle dit? Toe sê hulle, nee, die terroriste vlieg met kontant rond, dan kan hulle nie trek. Moet bankoordragings neem. Sê ek, maar nou weet ek hierdie hond gaan so toe gaan, en dan gaan hy terugkom in my ry. Maar ek weet dit nou, die Here het my duidelik gewys. En net toe gaan die deur oop, wat jy op die vliegtuig kan klim. Ek was eerste op die vliegtuig. Want ek het toe geweet, en nou daar kom vlieg veilig huis toe met die klomp geld. En dit is nogal moeilik om so baie geld om te sit hier in Suid-Afrika. So ek het gelukkig 4 verskillende banke rekeninge gehad as gevolg van oorlewing. En so daar en daar. Op baie stadiums was aan Pretoria 'n paar plekkies waar jy tot R150,000 se oorseese geld kon omruil. Dit was die reël, maar ek het dit als omgesit sonder dat iemand 'n vraag gevra het. Ek het nou aan iets gedink wat in hierdie proses, met ons huis, in hierdie tyd wat ons nie geld het nie, het die ons huisverband, en ek het 'n oortrekke fasiliteit op die verband gehad wat ek kon rek. So ek het amper dubbel die verband getrek, en toe op 'n stadium nie betaal nie. So ons was so 4 maande agter. Toe dag ons is in die moeilikheid. Bel 'n vrou van Absa, dit was by Absa ons moet hulle kom sien in verband met ons verband, ek en Susan gaan. Ek sê by ons stap, sy sê nee, in hierdie kantoor daar in Menlyn, dis waar hulle verbande hanteer. Ons stap in by haar. Sy sê, sy sien ons sukkel so bietjie. Ons sê, ja, ons sukkel so bietjie. Sy sê, sy het 'n plan vir ons. Ekskuus my foonlyne. Dis 'n koerier wat kom aflewer. Ek gaan net dooddruk. Julle hoor hom nie, ekskuus. Hy lê in my oor. Konsentreer nie. Waar was ons? By die Absa. Die vrou sê, sy het 'n plan vir ons.
hier is vir ons papiere wat ons moet teken. Ons dag hulle gaan ons huis vat. Sy sê hier is vir ons papiere om te teken. Sy registreer 'n nuwe verband op ons huis. Volledig. Die ou ene verdwyn teen meer as wat ons bedrag uitstaande is. En ek kan Susan teken, sy sê nou kan jy huis toe gaan. Julle kan nou weer sê 3-4 maande skiep in betaling voor hulle gaan moeilik raak. Dis totaal nie gevra, niks uit die bloute uit het dit gebeur. Ja, ek's nou by die karre. Jy die ander geld wie nog geld wie nou daaroor kan. Nee, ek het in my bank betaal. Ekskuus, ek het die prentjie deurgeskiet. Daai geld het ek nagekry. Ek het hierdie ene gemis in my volledige vol. Dit was daarna wat ek die geld gekry het. Ek het skielik onthou ek het daai stukkie uitgelos oor amper die huisvloer. En in daai tyd, reg in die begin toe in 2000, kom ons begin daar. Toe ek my eie besigheid begin, toe die Here vir my gesê, ek moet hom totaal vertrou. Ek het vir hom gesê, en versekering, en dit, en die Here het vir my baie duidelik gesê, niks. Soos in, niks. Ek moet sy hand vat, en hy vat my deur. So die enigste versekering wat ons in daai tyd gehad het, was as jy 'n kar op huurkoop koop. Geen ander, jy kry net 'n kar sonder nie, maar dit was dit. Geen huisversekering, geen medies, geen pensioen, niks. Die Here het gesê in sy hand vat. Hy sê hy het vir my gesê, hy sê my geneesheer, my voorsiener, my beskermer, als moenie worry nie gaan. En hy het vir my gesê, wat ook al gebeur, ons sal nooit ons huis en my kar verloor nie. In daai tyd voor ons nou daai geld gekry het, eers die huis en toe die motor. Hulle vat Susan se kar, kom laai hom op die loubed en daar gaan hulle, om nooit weer gesien nie. So 'n maand later kom hulle my kar vat. En ek kan nie eintlik aangaan sonder my kar nie. Dit is baie moeilik om te werk. Maar die Here het vir my gesê, ek kom die middag, ek by die huis, ek het fabriek gaan sien en ek kom en daar staan die loubed voor ons erf. Ek ry en trek in en ek stop die kar agter en ek kom uit en ek sê, jou sê vir my kar kom vat, hier is die papiere. Ek sê vir hom, die Here het gesê, ek sal nie my kar verloor nie. Hy kyk my so, hy sê hy het dit nog nooit as 'n verskoning gehoor nie. Hy gee my tot môre kans. Hy wil sien of daar iets gaan gebeur. Daai aand bid ek en Susan en ons huil, want hoe gaan ons aangaan sonder 'n kar? En terwyl ons bid, bel iemand en sê hulle voel ons het geld nodig. Sê hoeveel? Ek sê ek's 3 of 4 maande agter op my kar se paaiement. 40, 45 plus daai tyd gewees. Hulle sê oké, hulle sê vir my geen, watter rekening moet hulle sit? Sê moenie in 'n rekening insit nie. Hulle is almal swart gate, dit verdwyn net daarin as jy daar aansit. Ek wil dit kontant hê. Sê goed, môreoggend ry ek, gaan ek hom toe vat na 'n bank toe, trek dit en ek betaal dit in die motorverband. In die wat noem jy dit? Huurkoop. Betaal dit in. En ek ry huis toe ek by die huis kom, wag hy vir my. Hy sê en toe, ek sê hier is my bewys van betaling. Hy kyk my so, hy het nie gedink dit sal gebeur nie. En okay. Ek weet nie hulle dit. En toe die projek gewerk, ek het al my storie vertel van die weerstand en die goed wat die Here vir my in droom gewys het om die finale ding, en toe het ek aan hulle verkoop, ek het in die Vinne verkoop, ek het aan Estonia verkoop, al die koue lande. En toe die Here my gewaarsku, ons gaan nou in 2015, 2016 in 'n grondpadpad in, off-road. Ek het gedroom van volbyvos en toe besef ek kom weer tyd, want in daai vorige 7 jaar het dit goed gegaan. Ek het verskriklik baie werk vir Swede gedoen, vir al die lande, ek vir Swede stedsmagte goed gedoen as gevolg van my geskiedenis, maar ek het toe baie werk by hulle gekry. So toe gaan dit goed en toe sê die Here vir my grondpad.
En toe begin ek die ekstra projek, so die volgende 7 jaar het ek geen inkomste gehad nie, ons het 'n goeie buffer gehad, maar hy het opgeraak. En soos hy toe nou geloop het, en toe aan die einde daarvan, can I tell the story about the Volvo? En na 7 jaar later, die Here werk so 'n 7 jaar, hy gebruik dieselfde patroon in Afrika, van die noorde tot die suide. Vrugdraai jare en droë jare. Ons verkoop ons huis, ons het 2 huise op ons erf, en ons maak hom deeltitel, ons verkoop baie een na 'n lang gespook, en in 2023 of 2022 sit ek en Susan eendag in droom, kyk op die Volvo se website, ons wil so 'n Volvo hê, en dis dit, ons kan my koop nie, ons het nie geld nie, ek het nou 7 jaar verniet gewerk vir ekstra masjien, en toe verkoop jy huis en goeders, en toe die volgende 'n jaar later, toe begin ons nou te kyk, en ons sien 'n mooi ene wat demo model op die internet, en ons bel die ou, hulle is in Randburg gewees, en hy sê, nee, hy bring hom sommer vir ons, hy kom wys hom vir ons, en hy wys hom vir, en toe ons sê, nee, ons wil hom hê, en toe gaan kyk ek in my dagboek, op die dag, presies 7 jaar voor dit, het ek gedroom, van 'n wit Volvo wat by ons inry en uitry. En daar was baie goed. Ek kan nog ure daaroor praat, oor so presies so patroon. Die Here sê dit 7 jaar later, 7 jaar. En jy vergeet daarvan, jy moet altyd neerskryf as die Here praat. En toe doen ons net papiere en al, hy gee ons goeie inruil waarop ons klein karretjie, en hy sê hy sal die Dinsdag bring. Die Maandag toe daag hy daarop. Hy het gevoel hy moet hom nou bring. Toe gaan kyk ons. Toe was dit presies 'n jaar op die dag wat ek en Susan gesit en droom het oor hierdie kar wat ons wil hê. So ons hele lewe loop so presies sulke patrone op die dag, 7 jaar later, 4 jaar later, wat die Here wys, doen hy in 'n tyd. Toe het ons 'n trippie langs die 2023. Toe weet ons moet trek, dis nou al lank, ons huis is nou, die ander huis is nou al 4-5 jaar in die mark, hy verkoop nie, maar ons besluit, ons gaan nou kyk waar ons moet bly, en toe het ons hier geëindig in hierdie dorp, wat die Here vir ons gesê het, hier. So hier is ons nou. So in the meantime, you still got your X-ray project on the go? Ja, aan die meantime, die ekstra masjien word op die oomblik in Amerika goed bemark. Ons wag vir daai geld. Ons het 'n erf, ons moet die huis bou, so as hulle moet verkoop, so ek wag vir hom. Ek weet hy gaan verkoop. Dis net weer wag. Ons is nou al gewoond aan wag. Ek het gister gou Rico toe gery in daai Volvo. Dit was heerlik. Op die grond. Ja, en soos ons almal weet, dis die vrou se skuld, soos in die sonneval. Nee. Thank you. Is there any questions from you?